Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by ons erediens vanmôre. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Ons het enkele afkondigings net van die kerkraad se kant af wat ons graag met u wil deel. Ons nooi hartlik almal uit wat aansoek gedoen het om saam met ons te kom aansit aan die tafel van die Here vanmôre. Dan met attestaat verwelkom ons vanaf die Gereformeerde Kerk Bloemburg vir Suster Marlene Boesenkool. So vinnig kyk, daar sit jy. Welkom. Dan ook met opgeneem vanuit die NG Kerk Leidenburg, broer Rassie en Suster Alma Erasmus. Is julle hierso? Daarso, hartlik welkom. Dan ook vanaf die Hervormde Kerk Messina, Kobus LZ en George. Kobus LZ, is julle hier, daarvoor sit julle en George, welkom. Amptelik nou. En dan met reisattest vanaf die NG Kerk Wonderpark, broer Sean Thomas. Is ook hier so. Hartlik welkom by ons ook. Dan kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die Emeritaatsfonds. Dan voorbidding word gevra vir maandag aand dan so 'n breë kerkraad vergadering. Daar's vanaand geen aandedediens nie en daarom is daar ook nie vanaand of daar's ook nie vanmôre katekisasie nie, geen aanddiens nie en daar's ook nie koffiekroeg vanaand nie. Dan welkom aan al ons nuwe intrekkers en besoekers. Ontmoet asseblief die ouderling aan diens na afloop van die erediens om 'n lidmaat besonderhede vir hom in te voltooi. Broer Sarel sal julle hier voor ontmoet. Dankie. En dan herinner ons julle daar's vanmôre na afloop van die erediens het ons nagmaalete. Bring asseblief net jou eie eetgerei en drink dingetjies saam. Dan gaan ons heerlik, ek sien Skalk het sommer al vroeg begin om vir ons 'n heerlike hoenderpot aan mekaar te slaan. So ons nooi u hartlik uit om ook na afloop van die erediens saam met ons ook die nagmaalete te geniet. Dan moet ek ook net so lank waarsku. Daarso die mikrofoontjies wat hier onder moet werk is 'n bietjie buite werking, so ek gaan my grootste dominee stem gebruik as ek hier voor staan. So neem maar net kennis daarvan. Ons raak 'n oomblik stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Vryf julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here. Ons sing Psalm 150 daarvan, die eerste en die derde vers. Ons bly dan staan om ons geloof te bely.
Ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre na die wet van die Here soos dit opgeteken is vir ons in Matteus 22 verse 34 tot 40 wanneer Jesus vir ons die wet saamvat. Ons luister saam. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle 'n wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. In die liefdesgebod, om die Here jou God lief te hê bo alles, en jou naaste soos jouself, word die hele wet saamgevat, want as ek my Here, my God lief het, bo alles, dan is daar net een God. Sal ek nie ander gode aanbid nie. Sal ek nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Sal ek die Sabbatdag heilig hou ter wille van my koning. Sal ek my vader en my moeder eer ter wille van die hoogste gesag wat my God is. As ek my naaste lief het soos myself, dan doen ek aan ander wat ek aan myself gedoen wil hê. En daarom sal ek dan nie moord pleeg nie, sal ek nie egbreek pleeg nie, sal ek nie steel nie, sal ek nie vals getuienis aflê of iemand anders se goeders begeer nie. Ons antwoord op die wet van die Here terwyl ons so sit, Psalm 19 daarvan, die 5de vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Op hierdie nuwe rusdag is dit ons voorreg om in die huis bymekaar te wees, om U saam te aanbid, om saam U naam groot te maak en te eer, omdat U naam die enigste naam is wat geprys kan word. Het is net U wat volmaak goed is. Dit is net U wat volmaak lief is. Dit is net U wat volmaak regverdig is. Dit is net U wat volmaak genadig is. U is al wys, U is al wetend, U is alomteenwoordig, U is almagtig.
Wat 'n voorreg om dan na U toe te kan kom en te kan sê, Abba Vader. Dat ons soos 'n kind na sy pa toe kan gaan, en dat ons by U voete kan kom sit, dat ons kan luister na dit wat U vir ons leer deur die woord, maar dat U ook ons in liefde regwys wanneer ons afdwaal van die pad af. Here, so het ons hierdie erediens ook begin deur U lof te verhef, U naam groot te maak en U te eer. Maar dan word ons ook weer klein voor U as ons daarna na die eise van die wet luister. En ons besef, Here, dat ons skuldig staan voor U en soos ons ook gesing het, pleit ons Vader dat U ons ook sal vergewe as ons onbewus oortree. En so baie dinge dink ons dikwels ons is in beheer. Dink ons kan die toon aangee. Maar ons is nie eers bewus van alles waarmee ons U teleurstel, waarmee ons U hart breek, wanneer ons eie willig, selfsugtig, ons eie weg gaan. As ons U nie liefhet soos ons moet nie, as ons U nie liefhet met hart, siel, verstand, met ons hele wese nie. Elke keer wanneer ons ander goed bo U stel, elke keer wanneer ons naaste vertrap om onsself te bevoordeel, baie keer gebeur dit sommer ook nog onwetend. En daarom bid ons, Here, dat U ons genadig sal wees, dat U ons al ons sondes sal vergewe op grond van die soenverdienste van U Seun Jesus Christus. Nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit genade. Genade onbeskryflik groot. Die vrug van die offer van U Seun Jesus Christus aan die kruis. Dit wat ons vanmôre gedenk as ons saam hier is om nagmaal te gebruik, ons bid, Here, dat U ons gedagtes en ons harte sal fokus, en gee, Here, dat ons deelname ook aan die nagmaal vanmôre sal wees in lyn met die oorspronklike doel vir die viering van die nagmaal. As 'n herinneringsmaal. 'n Herinneringsmaal wat ons herinner daaraan dat U Seun Jesus Christus die volle prys betaal het om ons los te koop van ons eie willige sondige bestaan. Lei ons dan deur U Heilige Gees op 'n pad van gehoorsaamheid, pad wat begin by berou en lei tot 'n pad van gehoorsaamheid. En gee, Here, dat ons met ons doen en late U ook sal verheerlik, ook in ons deelname aan die nagmaal vanmôre. Ons bid, Here, vir U hand van bewaring en seën oor ons elkeen. As ons hier vandaan gaan, Vader, mag U woord en dit wat ons onthou en dit wat ons vier, mag dit nie bly binne hierdie 4 mure van hierdie gebou nie, maar mag dit 'n lewende getuienis wees as ons hier weggaan. Ons bid hierdie dinge van U, Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 42 vers 1, terwyl ons so sit, en daarna lees ons saam uit 1 Petrus 1 uit.
Luister vanmôre saam na die woord van die Here uit 1 Petrus 1 uit verse 6 tot 9 en daarna 1 Petrus 3 verse 13 tot 18. Ons luister eers saam na 1 Petrus 1 verse 6 tot 9. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons lees hiermee saam 1 Petrus 3, ons lees verse 13 tot 18. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sonde gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, om Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan verse 6 en 7 van 1 Petrus 1 en dan ook vers 18 van 1 Petrus 3. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud moet met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dan vers 18, ook Christus het eenmaal vir die sonde gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het die afgelope paar weke stil gestaan by wat gebeur met 'n Christen as ons agter Christus aanstap. Ons het gekyk na die geboorte, die feit dat gelowiges wedergebore word, en dit beteken dat ons dan 'n nuwe identiteit en nuwe lewenskrag kry. En daarna het ons gekyk na ons identiteit as bywoners en vreemdelinge. En dan het ons laasweek stil gestaan by die Christense roeping om heilig te leef en dit wat dit alles ingesluit het. En dan vanmôre, met die oog op die viering van nagmaal, staan ons dan stil by die feit dat die Christen 'n kruis moet dra as hy vir Christus volg. Dis immers wat Jesus ons self leer in Markus 8 vers 34, as hy die opdrag gee vir sy disippels en sê, dis hoe jy agter my aankom, dan sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet daardie persoon, daardie Christen, homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So kruis dra is 'n noodwendige gevolg daarvan om Christen te wees. Om Jesus te volg, gaan jou iets kos. En vanmôre met die oog op die kruisoffer van Christus, kyk ons dan na die onvermybaarheid van lyding, die geleentheid binne lyding, en waarom ons selfbeheers moet wees binne lyding. So die 3 dinge. Eerste dan, die onvermybaarheid van lyding. Nou hierdie saak is dalk bietjie voor die hand liggend, maar belangrik om tog te beklemtoon, want selfs al is dit voor die hand liggend, is dit tog 'n bron van kommer vir soveel van ons, en het ek al so baie gesprekke gevoer met gelowiges, met kinders van die Here, wat sê, maar waarom ek? Waarom is daar lyding? Waarom is daar swaar kry in die wêreld? En dan spesifiek, maar waarom dan ek?
In ons teks lees ons vanmôre: Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. En ek weet nie of ons dit almal mooi gehoor het nie, so ek gaan dit weer beklemtoon. Al is dit nodig. Petrus leer ons dat lyding nodig is. Dit is onvermydelik want ons lewe in 'n wêreld wat stikkend geruk is deur sonde vandat Adam en Eva ongehoorsaam was aan ons Here. Van daar af is die wêreld gebroken. Dit is stikkend. Ek bedoel, ons eie doopsformulier sê hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld en in 'n gebroke wêreld gaan daar lyding wees, noodwendig. Ons vra oor lyding veronderstel baie keer dat Jesus se opstanding en hemelvaart paradys op aarde moes bewerkstellig het. Asof die lewe waarin ek nou lewe die beste ding is wat ooit met my kon gebeur. Wel, as dit jou gedagtes is, het ek vir jou 'n verrassing. Dis nie die beste nie. Hierdie live your best life now. Die beste wag nog vir ons. Ons bly nou in 'n tent. Ons het 'n ewige huis. So het ons hierdie half verwagting dat hierdie lewe paradys op aarde moet wees na Christus, maar helaas, ons is in sonde ontvang en gebore en ons moet steeds die sonde afskud deur die poort van die dood te stap, want dis ons finale kontak met die sonde, en dan in te tree in die ware lewe saam met Christus deur sy offer. So dit is die lewe waar ons geen lyding verwag nie, die een waar ek in my ewige tuiste is. Hierdie lewe in die tentwoning, soos ons vir mekaar gesê het, gaan ongemaklik wees, en dit moet ongemaklik wees, want dit is nie jou huis nie. Maar die ding wat gebeur wanneer ons hierdie perspektief ons eie maak, is dat ons dan lyding moet verwag, en nie daardeur verras moet word nie. Dis wat Petrus bietjie later in hoofstuk 4 vir ons leer. Moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Moenie verbaas wees nie. Moenie onkant betrap word hierdeur nie. Want as ons nie lyding in hierdie lewe verwag nie, is ons nie gereed vir die lewe nie. Alles in ons lewe draai om prestasie. En as ek die ure insit, gaan ek die vrug daarvan pluk. As ek genoeg werk, gaan ek die bevordering kry. As ek genoeg dit doen, gaan ek genoeg van daai kry. Alles in hierdie lewe werk op hierdie prinsip. Ons sit die ure in, en ons kry die bevordering en so meer. En ons dink, dit gaan ons gelukkig maak, en dit gaan ons van seer kry bewaar. Maar maak nie saak hoeveel geld jy het, hoe hoog jou paleis se torings is, hoe hoog die mure is waaragter jy wegkruip nie. Maak nie saak hoeveel geld jy het, hoeveel sekuriteit jy het nie. As jou geliefde doodgaan, keer dit jou nie van seer kry nie. Die hartseer, siekte, persoonlike aanvalle deur mense wat bondgenote moet wees, die seer en die lyding in hierdie lewe is onvermydelik. Dis deel van ons lewe. En hoekom is dit so? J.C. Ryle het eendag gesê, mense vra waarom gebeur slegte dinge met goeie mense. Sy antwoord, dit het net een keer gebeur en hy het dit vrywillig deurgegaan. Daar's net een goeie, en dis Christus. Dis hoekom Romeine ons leer, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hierdie stikkende wêreld, hierdie swak, seer en hierdie lyding is daar, omdat ons in 'n sondige wêreld leef. 'n Sondige wêreld deur ons eie toedoen, want sonde leef in ons harte van ons geboorte af. En daarom is daar nie iets soos 'n goeie mens nie. Kan 'n mens dalk sê, nou die dag het iemand die argument gevoer, maar wat van 'n klein kindjie? Hulle is daarom so onskuldig. Vra vir daai klein kindjie om iets te deel. Sonde is met ons van geboorte af. Daar is nie iets soos 'n goeie mens nie, behalwe Christus.
Hy gaan lyding tegemoet uit vrye wil. Hy hang aan daardie kruis uit vrye wil en hy ly die diepste, seerste, ergste lyding denkbaar aan daardie kruis vir mense wat ook elke dag moet kruis dra. So moet dan nie verbaas wees as fisiese lyding oor jou pad kom nie. Maar moet ook nie verbaas wees as daar geestelike lyding oor jou pad kom nie, of vervolging nie. Wees voorbereid dat jy ook jou lyding, jou kruis, die koning van konings kan verheerlik deur jou kruis te dra. Want daar is 'n geleentheid binne hierdie lyding. Dis ons tweede punt, die geleentheid in lyding. Wat 'n geleentheid kan daar nou wees vir iemand wat ly? Lyding kom oor ons, sê vers 7, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. So julle hoor die vergelyking. Geloof soos goud, lyding soos vuur. 'n Mens sit goud in 'n vuur en die vuur maak die goud sag en dit laat dit smelt. Maar dan brand die vuur nie die goud tot as nie. Maar dit vat al die onsuiverhede in die goud en doen iets daarmee. Die punt van goud in vuur is om iets met hierdie onsuiverhede te doen. So wanneer goud dan uit die grond uitkom, dan is dit vol onsuiverhede tussen hierdie goudstukke, en wat die vuur dan doen is dit skei die goud van die onsuiverheid, sodat die goudsmid dit van die bokant van die sag gesmelte goud kan afhaal. Hoe is ons geloof dan soos goud? Ons glo in God, ons glo in Jesus, ons glo in ons verlossing, ons glo al hierdie dinge, en tog is die manier waarop die meeste van ons leef, ook al sê ons glo in God en in al hierdie dinge, is die ding wat ek regtig vertrou my loopbaan. Is die ding wat ek regtig vertrou my wederhelft, of die belofte van 'n wederhelft. Is die ding wat ek vertrou is my prestasie en God is op die agtergrond. En as ons dit begin besef, dan is daar net een van twee dinge wat ons kan doen. As ons besef, dis die lewe wat ons leef. Die een opsie is om te sê, Vader, U is nie vir my genoeg nie. U Seun, die Heilige Gees, is nie vir my genoeg nie, ek soek my goeders. My geld, my besitting, my eie vermoë. Ek kan nie meer loop nie, Here, so ek soek my bene. My bene gaan my gelukkig maak, my bene gaan my vol maak. U kan nie. U kan my nie vol maak nie, Here, ek kort my gesondheid. U kan my nie vul nie, Here, want die dood van daai geliefde het my so gebreek, as ek nie hulle terug het nie, gaan hierdie gat in my nooit genees nie. Net daai persoon wat dood is, kan dit doen. Dis die een ding wat ons kan doen, is ons kan ten minste eerlik wees en vir die Here sê, ek het hom nie lief met my hele hart nie. Die ander ding is, om soos Jakob aan God vas te gryp en te sê, Here, ek sal nie laat gaan voordat U my nie geseën het nie. Of soos Moses, nadat God vir hom gesê het, julle volk gaan nou self verder trek, julle kry die beloofde land, alles wat julle wil hê. Daar gaan julle. Ek sal my engel saam met julle stuur. Daar is die beloofde land. En dan sê Moses, maar Here, die beloofde land is nie die prys nie, U is die skat. As U nie saamgaan nie, moenie dat ons van hier af wegtrek nie. Maar dis wat waarde het. Dis wat my hart soek. Ek soek U. Dis U wat my dra as ek nie meer kan loop nie. Dis U wat my genees in Christus, en dit is genoeg dat my verhouding met U herstel is. Dis U wat my hart se diepste begeerte en liefde is, en ek vertrou dat my geliefde by U is. En dit is my troos, dit maak my vol. Op die oomblik het ek seer en is ek breekbaar,
maar ek gryp aan U vas in 'n afhanklike toestand. En dit is waarom lyding die geleentheid skep om jou in suiwer goud te verander. Om die dinge uit te wys waarop ek eintlik vertrou, dat dit skoongemaak en afgeskep kan word en ek volledig aan God kan vashou. En dan is daar die feit dat lyding seer maak, want goud wat smelt is nie 'n pynlose proses nie. So wat doen 'n mens wanneer jy gelouter word in die smeltkroes van lyding? 'n Mens bid, en jy vra vir die Vader om jou te vul met die vrug van die Gees. En dan in die besonder vanmôre selfbeheersing. Selfbeheersing, deel van die vrug van die Gees. En wanneer ons onder lyding staan, is dit belangrik om aan God vas te gryp soos ons genoem het. En om dit te kan doen, is dit nodig om onsself in hierdie geloofseienskap te oefen. Selfbeheersing groei in 3 aspekte. 1. Moenie maak asof jy nie seer het nie. Huil oor jou verlies. Heel aan die begin sê Petrus, verheug julle daaroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word. Petrus sê, verheug julle oor julle Christelike erfenis, die hoop wat vir julle in die hemel in bewaring gehou word, julle wedergeboorte, julle nuwe identiteit, julle roeping. Wees bly oor al hierdie dinge, maar dan is dit nodig om dalk 'n kort tydjie bedroef gemaak te word deur lyding en beproewing. Dit gaan nie hier net oor die beproewing nie, maar ook om die feit dat 'n gelowige bedroef gemaak word. Let daarop dat albei stelling in die teenwoordige tyd gemaak word, so albei kan gelyktydig waar wees. Verheug julle, ook al word julle kort tydjie bedroef gemaak. Tergelykertyd, daar staan nie, as jy bly is in jou erfenis in Christus, mag jy nie hartseer wees nie. Daar staan ook nie, as jy hartseer is, mag jy nie bly wees in jou erfenis nie. Albei kan saam bestaan en dis om in die vreugde van jou erfenis in Christus met jou seer na hom toe te gaan. En dan te voel wat jy voel. Maar dit dan saam met hom te voel. Selfbeheersing wys dan dat ek hierdie gevoel nie vat en dit gebruik om mense te manipuleer nie. Dat ek nie hierdie gevoel vat en met dit op straat rondloop nie. Maar ek voel dit saam met die Here. En ek werk dit saam deur met hom. En die vrug daarvan is genesing. Die tweede ding waarin ons selfbeheersing groei, is deur 'n skoon gewete te hou. 1 Petrus 3 vers 16 sê, sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Hier word gepraat oor lyding in vervolging. En in hierdie konteks, om 'n skoon gewete te hou, moet ons nie die duiwel vatkans gee nie. As jy sleg gepraat word, moenie wreed en aggressief raak nie. Moenie sonde doen in jou reaksie op die lyding wat jou aangedoen word nie. Want dit is dikwels die vrug van selfbejammering. As ek sê, hou jou gewete skoon, dan bedoel ek nie net moenie sondig nie, natuurlik dit ook, maar bid elke dag en lees elke dag die woord van God en gaan kerk toe, wees deel van jou geloofsgemeenskap. Want dis nogals wat ons doen, hè? Ons voel stikkend, ons voel seer en gebroke, en alles is so erg dat ons onsself totaal van hierdie geloofsgemeenskap onttrek, in plaas daarvan om deel te wees hiervan. Want dis wat 'n Christen veronderstel is om te doen. Dis hoekom die Here sê, moenie wegbly van die samekomste van die gelowiges nie. Dit des te meer na mate julle die tekens van die eindtyd sien naderkom. Volhard in geloof en in gehoorsaamheid. Die derde ding, hou jou oog op Christus. Vers 18 het gesê, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is.
Ons het 'n Vader wat nie apaties staan teenoor ons lyding nie. Inteendeel, Christelike geloof is die enigste geloof waar ons nie 'n ver af God aanbid wat deur op 'n berg sit wat ons trappies moet klim om by hom uit te kom nie. God het mens geword en onder ons kom woon. Hy het die seer beleef daarvan om 'n vriend aan die dood af te staan. Hy het die seer beleef daarvan om 'n moeder by die kruis agter te laat. Hy ken ons seer. Hy is nie apaties nie. Hy's 'n God wat nie net simpatie het nie, maar empatie. Hy voel wat ons voel. Hy gaan deur 'n vlak van lyding inteendeel namens jou en my, sodat ons daarvan vrygespreek word van daai stuk lyding. Daai stuk lyding, die ergste lyding denkbaar, is nie my erfdeel nie omdat Christus dit dra. Jesus aan die kruis beleef hel. God verlate, deur die mens verstoot en God verlaat, hang hy tussen hemel en aarde en ken 'n lyding wat ek en jy nooit sal ken nie. Hy ken die dood en hy gaan deur hierdie lyding wat ons vanmôre aan hierdie tafel gaan onthou, sodat hy saam met jou deur die vuur van jou lyding stap. Dit is wat hy vir ons leer in Jesaja 43. Jy's myne. As jy deur water gaan, ek is by jou deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. As ek hom so aan die kruis sien, en hom hoor hierdie woorde van Jesaja 43 sê, dan skep 'n mens moed en dan ontvang 'n mens die selfbeheersing as vrug van die Gees en die woord. Om staande te kan bly, ook al woed die vlamme rondom jou. Want jy is nie alleen in die vuur nie. En dit is wat ons net nou aan hierdie tafel gaan herdenk. Mag God ons deur sy Gees daaraan herinner, as ons nou die brood en die wyn saam gaan gebruik. Amen. Ek hou aan ons die nagmaalformulier voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink." Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. 2, ons moet die vaste belofte van God glo dat al die sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkomme geregtigheid ons toegereken en geskenk is. In die derde plek, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynenigtes en ongehoorsaames, moordenaars en doodsoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. En dan, hoor mooi, tog kom ons nie na die nagmaal
omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en die drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam en daarom moet ons almal wat deur hierdie geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing saam Psalm 23 daarvan die 3de vers terwyl die diakens vir ons die tafel gereed maak.
wil u graag uitnooi om te kom aansit aan die tafel van die Here met die woorde van Openbaring 22. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dis die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê, kom, en elkeen wat dit hoor moet sê, kom, en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Ons gaan dan so maak dat ons eers van die kante af kom aansit en dan in die middel. Dan wil ek ook net vra dat ons vinnige aanleiding kan kry as u in die banke bedien moet word. Met julle hande hoog opsteek asseblief, so hoog as moontlik. Net vinnig nog een keer net julle hande opsteek, net seker maak. Ekskuus. Dankie. Ek nooi dan uit om aan die tafel van die Here te kom aansit. Nog 2 sitplekke aan my regterkant hier en 1 hier op die punt. Hier's nog, Humbertus, hier's nog 1 hier. Geliefdes in ons Here, verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn nou tot sy gedagtenis gaan ontvang. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. My dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvorm dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal spraakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus. Neem, drink elkeen daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het die skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortreding is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons sing saam Psalm 116 vers 1 terwyl ons so sit en vers 5 as ons sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike belofte van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffers. Ons sing saam Skrifbreiding 14:1 as antwoord op die prediking en die woordverkondiging, op die woordverkondiging en die woord self, en die nagmaalviering, waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, standvastig, vers 2 en 3, my fout. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil in jou werk, om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand, en doen jou woord altyd gestand. Wil daarby reinematig lewe, wil die Here dat jy ly. O Christen, leer geduld daarby. Beoefen die godvrugtigheid, en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod, met liefde tot jou naaste handel. O God, staan met U Gees ons by, sodat U liefde in ons bly. Ons sing saam Skrifbreiding 14:1 vers 2 en 3 as antwoord, en daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die amen antwoord.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.